Goeienaand en baie welkom by nog 'n episode van Praag TV. As jy nog nie op die kanaal ingeteken is nie, maak gerus so deur op die knoppie te klik, as ook op die klokkie, sodat u kennisgewings van toekomstige video's mag ontvang. Nou, vanaand se onderwerp is Pretoria, 'n staat vir Afrikaners. Nou, dis nie 'n nuwe idee nie, want 22 jaar gelede het ek 'n artikel van omtrent so 2000 woorde geskryf op die webblad Litnet. Dit was in Februarie 2004, met ander woorde meer as 22 jaar gelede. En daardie artikel het 'n taamlike opskudding veroorsaak en ek kan onthou, daar was selfs 'n opvolg, daar was toe berigte en rapport daaroor en mense het foto's van my geneem en ja, rapportfotograaf en wat ek al, en daar was 'n hele artikel daaroor in rapport. En ja, daar was 'n bietjie van 'n debat daaroor, maar toe het dit weer 'n stille dood gesterf. Die gedagte dat Pretoria eintlik op sy gesit behoort te word as 'n burg vir Afrikaners. Nou, ek het nou onlangs weer 'n bietjie met Dani Goosen gesels, ook na aanleiding van hierdie hele polemiek tussen hom en Piet Kroukamp, waaroor ons ook 'n video al gehad het. En hy sê toe, ja, daar's vir hom nie veel uitsig in die politiek nie, behalwe hierdie idee van 'n burg vir Afrikaners, jy weet, 'n soort van 'n kasteel of 'n vesting vir Afrikaners. Maar, en op die oomblik dink mense dat Oranje so 'n vesting moet wees, en Kleinfontein, wat nou natuurlik ook oos van Pretoria geleë is, maar jy weet, ek is nie veel van 'n boer nie, in die sin dat, toe ek heel klein was ons vir 'n ruk op so 'n klein plaasie gewees, en ek het letterlik probeer slang vang, en amper verdrink in die dam, en wat ook al. Ek dink die feit dat ek dit oorleef het, is 'n absolute wonderwerk, want ek het 'n rinkels probeer vang, en as 'n hond my nie gered het nie, die rinkels my gepik, of wat ook al, en ek was een keer in die dam geval, en ter nood daaraan ontkom, maar hoe het ook al sê. Ja, ek is meer van 'n stedelike mens, en ek dink die meeste Afrikaners is ook verstedelik. Hulle woon in die stedelike gebiede van Suid-Afrika, alhoewel ons natuurlik wyd versprei oor die platteland en waar ook al woon, maar daar's baie plattelandse dorpe in die Vrystaat of Oos of Wes-Transvaal, Kaap, provinsie, maar die hele dorp bevat nie meer mense as sê maar een voorstad in Pretoria of Johannesburg of Oosrand of waar ook al nie. Maar die eintlike gedagte het destyds ook by my opgekom, want ek het ook iewers gelees dat stede in die 21ste eeu gaan 'n groter invloed op die wêreld uitoefen as lande, as state. Met ander woorde, 'n stad is 'n soort van ook 'n magsentrum. En daardie idee het nog altyd by my gespook. Wel, ons terug na antieke tye toe, Rome het natuurlik as 'n stad begin, en ook natuurlik die Griekse polisse wat hulle genoem het, jy weet, soos Athene of Sparta of wat ook al, dit was eintlik stede wat in die stad en die land was eintlik sinoniem met mekaar. Maar ek het nou 'n baie interessante vergelyking ook probeer tref tussen Singapore en Pretoria. Ek gaan nie nou daarvan vertel, en u sal absoluut verstom wees om te hoor wat ek u gaan vertel. Maar moenie vergeet om ook na ons boeke te kyk hieronder in die boekwinkel nie, en koop gerus 'n boek. En teken ook in op my Substack, want ek gaan hierdie artikel van 22 jaar gelede, wat eintlik nog net so aktueel is nou, soos 22 jaar gelede was, het ek nou geherpubliseer op my Substack, en ek plaas ook die skakel hieronder in die beskrywing van hierdie video. En in daardie, in artikel het ek voorberand gemaak, dit het eintlik gekom uit 'n gesprek wat ek met iemand gevoer het, met die skuilnaam Khoisan X, dink ek, nee, Khoivis X, hy was nie Khoisan, daar was 'n Khoisan X persoon, maar hy was Khoivis X, na aanleiding van Khoisan X, en ons het later bevriend geraak, ek en hy, en heel wat interessante
gesprekke ook, nie net in die kuberruim nie, maar met mekaar, van aangesig tot aangesig gevoer. Maar Pretoria is natuurlik die 4de grootste stad in Johannesburg. En dit is uniek in die sin dat dit geheel en al deur Afrikaners opgerig is. Die plek is vol, jy weet, monumente, die Kreer standbeeld, daar's die Anton van Wouw huis, daar's allerlei, en natuurlik die Universiteit van Pretoria, wat nou vir Engels is, maar dit is ook eintlik die setel van AfriForum en Solidariteit, want alhoewel alle daar heelwat beleggings in Orania plaasvind, en jy weet, daar word heeltyd oor Orania gepraat, is die ekonomiese hartland van die Afrikaner in 'n groot mate nog steeds Pretoria, en daarom maak dit sin dat ons eintlik hierdie stad vir onsself behoort toe te eien. Nou, alles wat ek hier sê, het ook bietjie te maak met, ek het nou nog verwys na hierdie boek van Guillaume Faye, wat gaan argeofuturisme. Kom ons kyk net gou. Ek het hierso die Engelse weergawe wat deur 'n Sweedse uitgewer uitgegee is. Maar ja, en die subtitel is European Visions of the Post-Catastrophic Age. Europese visies vir die post-katastrofiese tydvak. Nou, toevallig, dit my ook herinner aan hierdie boek van Breitenbach van 1964, Katastrofes. En ek het so 'n bietjie daarin rondgeblaai en sekere goed daarin gelees. Dit is nie heeltemal ter sake nie, maar ook op 'n manier kan 'n mens dit ter sake maak. Maar soos wat ek nou toenemend wil argumenteer, dat hierdie 94 revolusie wat in Suid-Afrika gebeur het, dit was eintlik 'n soort ramp wat ons getref het in 'n katastrofe, en ons sit nog vas in hierdie katastrofe. En daarom moet ons eintlik baie radikaal begin dink hoe ons hieruit kan ontsnap. Jy weet, ons moet kan ontsnap uit die ANC Suid-Afrika, en vandaar dan die belang van hierdie, jy weet, idees soos argeofuturisme. En ek het trouwens die afgelope paar dae het ek lees nou die boek in Frans van Guillaume Faye, en ek het begin met die laaste helfte wat eintlik 'n fiksie voorstelling van die toekoms is in 2073. Dit is baie interessante elemente daar, waarom ons ook 'n bietjie, ek sal op 'n stadium bietjie meer vertel van die boek ook. Ons kan 'n hele video daaraan wy, maar die gedagte, hy beskryf dan ook in daardie fiksionele gedeelte, novelle aan die einde van die boek, beskryf hy hoe die Weste ondergegaan het, en dat dit net 'n punt bereik het waar al hierdie katastrofes wat saamgewerk het, het net geknak op 'n stadium, en toe daar 'n burgeroorlog uitgebreek in Wes-Europa, 'n soort etniese oorlog, 'n rasseoorlog, en toe het mense letterlik weggevlug uit groot stede soos Parys en Londen en Amsterdam en wat ook al, en hulle daar in die soort van Eurasiese steppe in Rusland het hulle 'n heenkome gevind, en eintlik het Rusland tot die redding van Europa gekom, en hy het dit alles in 1998 aangesien, en ek dink vandag is ons miskien, ja, ek dink dit is amper profeties, want dit lyk my Rusland is die, afgesien nou van al die geopolitiek rondom Rusland en die oorlog in Oekraïne of wat ook al, maar dit lyk my asof Rusland die enigste groot Europese land is, wat op 'n manier aan tradisionele waardes vasklou, en daar's 'n baie sterk nasionalisme ook in Rusland aan die gang. Maar ons kan op 'n stadium daaroor praat. Terug na Pretoria, en hierdie visie van Pretoria as 'n soort stadstaat vir Afrikaners. Nou, om dit nou te vergelyk, dan het ek nou daai vergelyking met Singapore. Nou, toevallig die afgelope paar dae sien ek ook, daar's so 'n paar video's van, wat is die ou se naam van Singapore?
Lee Kuan Yew is sy naam, as ek dit reg het. En hy het eintlik en natuurlik Lee Kuan Yew van Singapore, hy het besluit, hy was 'n soort diktator van Singapore. Hy was die eerste minister daar, maar hy het jarelank, hy het van 1959 tot ek dink in die vroeë 2000s was hy die eerste minister. Jy weet, hy was 'n soort van 'n groot leier wat van die stadstaat. Ja, hy het verduidelik hoe hulle mens gekry het om nie meer in die huisbakke te urineer nie, want blykbaar is daar mense wat in die huisbakke geurineer het. En daar was ook 'n geval van iemand wat soort van stopstrate ontsier het en jy weet motors, graffiti op motors geverf het en sulke tipe goed, 'n Amerikaanse burger, en hulle het hom gevonnis tot 6 van die bestes plus 'n boete plus 18 maande tronkstraf. En toe het Bill Clinton, dink ek op daardie stadium, het hom gebel en vir hom gesê, maar hy kan dit nie aan 'n Amerikaanse burger doen nie. Toe sê hy nie, goed, hy sal dit oorweeg, en toe het hy die 6 houe met 'n rottang verminder na 4 houe met 'n rottang, maar die ander, die vonnis en die tronkstraf het gebly. Dit is hoe soort van autokraties hierdie Lee Kuan Yew van Singapore was. Maar nou kom ons by die vergelyking tussen Pretoria en Singapore. Geweldig interessant. Ek sit dit vir u nou hier op die skerm. Daar's hy. Direkte vergelykingstabel tussen Pretoria en Singapore. Nou, u sal sien op die voorblad van my artikel op Substack, van my 2004 artikel, kom ek wys net gou vir u, lyk dit sommer hierso, daarso is hy. Is daar 'n prentjie van Pretoria met 'n muur om. Dis hoe dit lyk. En as ons nou dit vergelyk, Pretoria en Singapore, dis absoluut fascinerend, so lyk dit. Nou, die stadskern van Pretoria is omtrent net so groot so Singapore. Dit is 687 vierkante kilometer en Singapore is iets tussen 719 tot 734 vierkante kilometer. Klein bietjie groter, maar nie veel nie. Maar hierdie stad Tshwane, jy weet, wat sal mense dit noem, dis seker 'n katastrofe op sigself, stad Tshwane. Jy weet, en dit was eintlik daai kommunis Mike Sutcliffe wat toe die Pretoria se want hy was bang dat die groot klomp Afrikaners wat woon in Pretoria, dat hulle self polities konsolideer en dat hulle eintlik die munisipale politiek van Pretoria gaan oorheers. En toe het hy die munisipale grens oor die provinsiale grens getrek tot in die Limpopo provinsie om Hammanskraal en al daai plekke in te sluit. En sodoende het Stad Tshwane is nou baie groter as baie lande ter wêreld. Dit is oor die 6000 vierkante kilometer. En die bevolking daarvan is tussen 3,3 tot 3,6 miljoen. Maar nou is dit baie interessant. Kyk hierso. Die bevolking van Singapore is nog groter. Dit is 6 miljoen mense wat op daai klein kolletjie aarde, daai klein eiland van Singapore woon. En die Pretoria se stadskern op die oomblik is eintlik nie dig bevolk nie, vergeleke met Singapore. Dit is maar 740,000 mense, en meestal, dink ek, buitelanders uit die res van Afrika. En hier is nou die interessante ding. Die totale bruto binnelandse produk van Singapore, kom ons kyk eers na stad Tshwane sinne, is 40 miljard dollar, of wel 550 miljard rand. Maar kyk 'n bietjie na Singapore se, 659 miljard dollar. Singapore, 659 miljard dollar.
Singapore se bruto binnelandse produk se ekonomie is omtrent 1,5 keer so groot soos die hele Suid-Afrika se ekonomie. Dit alles kom uit daai klein kolletjie, eilandjie Singapore uit. Is dit nie absoluut merkwaardig nie, dat dit 1,5 keer so groot sy ekonomie kan wees, so Suid-Afrika se. En dan kyk jy na die bruto binnelandse produk per capita, per kop. In die geval van Singapore is omtrent die rykste stad ter wêreld $107,760 per kop. En in die stad Tshwane is dit tussen $12,000 en $23,000. Met ander woorde R215,000 per kop. In Singapore is dit R1,9 miljoen per jaar per kop. Kan 'n mens jou dit voorstel? Met ander woorde, Singapore per kop is omtrent die gemiddelde inwoner van Singapore is 20 keer so ryk soos die inwoner van die sogenaamde stad Tshwane oor die groter Pretoria gebied. Nou ek dink indien ons so 'n stad kan bekom, gestel ons kan dit regkry om Pretoria vir ons af te baken, om dit te herontwikkel, te herbeset. Daar het al baie meer eienaardige dinge in die geskiedenis gebeur. Byvoorbeeld, miskien weet jy daarvan, maar die tweede grootste stad in die 19de eeu in Duitsland. Wel, die grootste stad was Berlyn, destyds onder Bismarck, die hoofstad ook van Duitsland. Maar wat was die tweede grootste stad? Weet jy dan? Jy sal dan sê Frankfurt of Hamburg of jy weet, een van daardie stede wat ook tamelik groot is. Ek meen Hamburg is, of München selfs. Jy weet, München en Hamburg is redelike groot stede. Ek meen Hamburg is miskien groter. Ek sal dit naslaan. Maar in elk geval, nee, die tweede grootste stad was Königsberg, wat deel van Oos-Pryse was. En dit is natuurlik na die Tweede Wêreldoorlog het dit na Rusland toe gegaan en dit staan vandag bekend as Kaliningrad, meen ek, en is 'n geheel en al Russiese soort van militêre vesting, 'n fort vir Rusland, want dit is hulle toegang tot die Oostsee en 'n soort van 'n warmwaterhawe en wat nie in die winter vereis nie. En dit is geheel en al Russies. En dit was eers die tweede grootste Duitse stad. Bid jy dit aan? Niet so kan die huidige Pretoria, maar Pretoria bly nog steeds, al word het beset deur Nigeriërs of Zimbabweërs of, jy weet, hierdie migrante van oral in Suider-Afrika, bly dit steeds 'n Afrikaner stad. Ek is telkens verbaas as ek Pretoria toe gaan vanuit Johannesburg, wat so 'n verskriklike Engelse plek is, omdat ek in Pretoria kan Afrikaans praat oral met die petroljoggies of wie ook al, met mense op straat en winkels en waar ook al. Pretoria bly eintlik in weerwil van die ANC se 1994 rampspoedige revolusie, bly dit steeds 'n Afrikaanse plek. En stel jy voor, indien ons dit onafhanklik van die res van Suid-Afrika kan bedryf, kan verklaar, watter ongelooflike oplewing, kulturele oplewing, nasionale oplewing, ekonomiese oplewing, daar nie kan plaasvind nie. En dan kan ons weer kyk na iets soos Singapore. Jy weet, waaruit bestaan die ekonomie van Singapore? Is die dienste sektor 75% van die bruto binnelandse produk, en nywerheidssektor 25% van die bruto binnelandse produk. In daai klein plekkie in Singapore vervaardig hulle 'n hele klomp elektronika en halfgeleiers. Dit is die grootste subsektor. Hulle vervaardig 'n massiewe deel van die wêreld se mikroskyfies wat in rekenaars gebruik word, en fone en so meer. En dan hierdie hele
wel, as gevolg van kunsmatige intelligensie, hierdie verskriklike toename in datasentra wat verbind word met kunsmatige intelligensie. Singapore verskaf die skyfies daarvoor, onder andere. En dan, die tweede groot rol van Singapore is as 'n finansiële en sake dienste sektor. Singapore ding direk mee met New York en Londen as 'n wêreldwye finansiële hoofstad, banke en versekeringswese. Dit huisves meer as 200 internasionale banke en is die rykdom bestuursentrum van Asië. Nou net so, Afrikaners is geweldig betrokke by die finansiële sektor in Suid-Afrika, by bankwese, by fondsbestuur, by versekering. Jy weet, altyd die ou grappe van die Sanlam versekerings ou wat polisse verkoop en alles. Ons kom 'n lang pad met al hierdie goed. Jy weet, Michiel Leroux wat Capitec begin het. Ek sien hy het nou net 25 miljoen rand geskenk vir die DA. Maar plek sit Michiel Leroux 25 miljoen rand geskenk het om Pretoria as 'n Afrikaner stad te vestig. Wat kan ons nie doen met 25 miljoen rand in terme van navorsing en propaganda en ideologie en wat ook al, om Pretoria terug te vat nie? Nee, hy skenk het vir die DA. Wat gaan die DA vir ons beteken? Ek dink nie, jy weet, Suid-Afrika, wat my betref, is 'n land wat nie geskik is vir sogenaamde liberale demokrasie na die westerse model nie. Dit gaan ook nie vir ons, die afgelope 30 jaar het ons sogenaamde liberale demokrasie gehad, of grondwetlike demokrasie. Wat het dit ons gehelp? Ons het ons verder van die wal af in die sloot gehelp. Alles het eintlik versleg onder hierdie onder hierdie stelsel. En mense wat dit nie wil erken nie, is gewoon nie eerlik nie. En dan is daar natuurlik wel groothandel, logistiek en handel, geweldig. Jy weet, ons sit hier so, Suid-Afrika is eintlik die poort na Afrika, was dit nog altyd gewees. Selfs onder die oude regering het ons treine, toe ons nog treine gehad het, tot in Zambië geloop. Jy weet, hulle het reg oor die subkontinent het ons die vervoerinfrastruktuur en die handel, ingenieurswese, al daai goeders verskaf. Finansiering, ons het al hierdie goed gefinansier deur die hele subkontinent, en ons kan dit weer doen vanuit 'n bevryde Afrikaner Pretoria. Dan is daar digitale ekonomie en telekommunikasie. Nou, ons kan steeds 'n geweldige rol in die digitale ekonomie speel. En in telekommunikasie, ons sal dadelik met Elon Musk, jy weet, Starlink hier na toe kan bring, want daar sal nie swart bemagtiging wees nie. Ek dink Elon Musk sal dadelik 100 of 200 miljoen dollars sommer net daar in Pretoria belê, en die dag is dit, jy weet, onafhanklik van die res van Suid-Afrika word. Nou, ek dink daar's 'n ons moet, jy weet, ons moet beginne, ek noem dit ook hier so, in my artikel, trouwens, daar's 'n motto by die artikel, ek wys dit net gou weer op die skerm, kom ons kyk gou daarna. Ja, daar's 'n motto by my artikel, elke groot bouwerk was eers net 'n gedagte in die lug. En dit is 'n aanhaling, ek noem dit daar, uiteindelik van die Frans-Switserse argitek Le Corbusier. En ons moet kan droom. Ek dink die Afrikaner het opgehou droom. Ons is so besig om aan te pas by ons eie ondergang en om te probeer oorleef in 'n verdrukkende stelsel dat ons vergeet het om te droom. Ek bedoel, mense het in die verlede, die voortrekkers het gedroom daarvan om oor die Drakensberg te gaan, hulle om op 'n trek te gaan in die binneland in, hoe moeilik dit ook al mag wees. En ek dink, hierdie is een van die strategiese uitweë vir ons om stedelike gebied te bekom, wat ons weer kan regmaak, wat ons kan herstel, en waar ons dadelik ook 'n groot klomp Europese
immigrante sal trek in 'n stedelike omgewing. En in 'n stedelike omgewing waar mense ook naby aan mekaar woon, skep dit ook 'n identiteit. En Afrikaans sal verseker, soos dit reeds nog steeds is, eintlik Afrikaans is die oorheersende taal in Pretoria en onder 'n soort stadstaat sal dit verseker die lingua franca, die heersende taal, die ekonomiese taal, die regstaal, die opvoedingstaal, alles wees. Daar's nog steeds iets so 36 groot Afrikaanse hoërskole in Pretoria. Dit sal mense van reg oor die land, van reg oor die wêreld eintlik soontoe aantrek. Ek dink dis iets wat nie net ideologies natuurlik nagejaag moet word nie, alhoewel ideologie is ook geweldig belangrik, maar dit kan ook op 'n praktiese manier geskied. En ek dink baie van hierdie Afrikaanse organisasies moenie net die soort Noord-Kaap model najaag nie, nie dat ons enige model wil afskiet nie, maar hulle moet begin dink hoe Pretoria kan afstyg van die res van die land. En nou sal mense sê, ja, maar die ANC bewind is gesetel in Pretoria, wat kom, maar jy weet, diegene van ons, een van die boeke wat ons tans hier te koop aanbied, is natuurlik Omsingel die laar van die heiliges deur Jean Raspail, maar in die voorwoord van, ek dink miskien een van die mooier onlangs Franse uitgawes, ek weet nie wat daar in die Afrikaanse vertaling staan nie, het hy gepraat van die buitelander of die immigrant as 'n hermietkrab wat die dop van 'n ander skulpdier beset. En die nie-Afrikaners in Pretoria is niks anders as hermietkrabbe nie. Hulle het in iemand anders se huis ingedring en dit hul eie gemaak, maar dit is nie hulle sinne nie, hulle hoort nie daar nie. Jy kan sien as jy na daai skulp kyk, na daai Pretoria se skulp, na daai geboue en monumente en jy weet die Kerkplein en Oom Paul se standbeeld en die Paleis van Justisie en die ou raadsaal, al daai goed, dit is Afrikaner huise, Afrikaner tuiste is daai. En dit behoort nie aan hulle nie. Ek was al in die ou raadsaal waar daar 'n ANC vergadering plaasvind, waar hulle eintlik daarso praat van hoe hulle Afrikaners eintlik uit die stad wil verdryf. Hulle het 'n plan om al die Afrikaners uit Pretoria en die groter Pretoria gebied te verdryf. Hulle praat openlik daarvan en tydens daai vergadering agteraf, by hulle ou caucus vergadering het hulle dit bespreek. Ek het dit so half afgeluister terwyl ek daar rondgeloop het en 'n paar foto's geneem het. Dis moenie onder enige illusie verkeer nie. Ons is in hierdie soort wetywering, noem dit selfs 'n oorlog betrokke. Die oorlog het nie in 1994 opgehou nie. Hy gaan nog steeds voort. Hulle praat mos wel. Von Clausewitz het gesê, oorlog is die voortsetting van politiek met ander middele, maar eintlik is in ons land politiek die voortsetting van oorlog met ander middele. Hierdie soort politiek wat ons nou gekry het, is eintlik maar net 'n ander vorm van oorlog wat ons vyande teen ons voer, en daarom moet ons nie te veel ingetrek word by hulle politiek nie, maar ons eie politiek begin skep, ons eie verbeelding gebruik, ons eie drome begin droom. Dus ek dink deur mense moet net meer selfstandig geraak, en daar wys Urania vir ons hoe dit gedoen kan word, met eie arbeid, en eie elektrisiteit, eie water, wat ook al. Dis van die dinge wat kan gebeur. En ons moet nie meer lojaal wees aan hierdie falende munisipaliteite nie, en meer kyk na plaaslike en gemeenskapsgedrewe inisiatiewe. Nou ja, daar het my gedagtes, wat al langer is 20 jaar, ouer is 20 jaar is, jy kan die stuk van 20 jaar gelede gaan lees. Ek plaas dit hier onder in die beskrywing van die video, en teken ook in op my Substack, en kyk gerus na die boeke in ons winkel hier onder.
En as jy tot hier geluister het, baie dankie vir die aandag en dan volgende keer maak ons weer so. Totsiens.